24. Josua 24. Ons lees by vers 14. En so rukkie wag tot almal daar is. Ek dink jy moet die Bybel net so 'n bietjie so hou. Hou so. Jy het die heiligste item op die aarde in jou hand. Jy geweet. Die heiligste item op die aarde is hier in jou hand vanmôre. Respekteer ons die woord. Jesaja sê, Jesaja 66 vers 2, op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is van gees en wat bewe vir my woord. Ons moet die woord van God navolg en reg benader. 14, wees dan nou die Here en dien, vrees dan die Here en dien hom, in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Efrat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat daar van jou vaders daaroor kan die Efrat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se hand julle woon, in die land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sal verlaat om ander gode te dien, want die Here onze God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land en die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan het, en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amorite, die inwoner van die land, voor ons uit verdrywe. Ook sal ons die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aan doen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk van Josua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het, om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies, verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here, onze God dien, en na sy stem luister. En op dieselfde dag het Josua met die volke verbond gesluit, en vir hulle insetting en 'n reg vasgestel in Sichem. Ons is ook Sichem. En Josua het hierdie woorde in die wetboek van die God geskrywe, en 'n groot klip geneem en die daar opgerig, onder die eikenboom wat by die heilige plek van die Here is. Toe sê Josua aan die hele volk, kyk, hierdie klip sal getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor, wat hy met ons gespreek het. Hy sal getuie teen julle wees, sodat julle God nie verloor nie. Toe het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy erfdeel. Hy sê in vers 15, kies dan vandag wie julle wil dien. Kies vandag wie julle wil dien. Ons gaan so 'n bietjie net iets noem. Ek het hierdie klompie briefies ontvang, waarop hy geskryf het, wat is jou besluit vir 2026? Wat is jou besluit? Op die einde van die dag wil ek hê die gemeente moet saam 'n besluit neem. Ons sal dit op die bord gooi. En persoon sê, nader tot God en hy sal tot julle nader, maak meer tyd om tot hom te nader. Ander een sê,
Ek het 'n behoefte om te bid vir siele wat verlore gaan, prys die Here. In kort, my gebed is dat God my ore sal open om elke dag, elke oomblik sy stem duidelik te hoor. Om my geestelike verhouding met Jesus Christus na nog 'n dieper dimensie te neem, hy is my alles. Hierheen sê, ek gaan meer bid. Ek wil die woord van God dieper bestudeer. Prys die Here. Om harder te werk om my doelwitte te bereik vir 2026, wonderlik. Om meer tyd te maak om my God te leer ken, meer tyd saam hom te spandeer, my deure se drempels suiwer te hou. Dis 'n boodskap van 'n paar weke terug in die afkondigings. So dit is die resultaat van 'n opwekking om mense aan die gang te kry om te sê, wat gaan ek besluit vir 2026 in die teenwoordigheid van God en sy gemeente. So almal het gehoor wat jy besluit het. Gaan jy daarby bly? Gaan jy werklik daarby bly? As vervolging kom, wat gaan jy doen? En ek, wat gaan ons doen? So die vraag is, wat het jy besluit? En hoe erg, hoe diep kom daai besluit uit jou hart uit? Of is dit iets wat jy vanaf net uitgedink het? Dit is my lekker om dit te skryf. Nee, neem nie so aan nie, want jy is oudelike mense. So het jy dalk al vir jouself 'n finale keuse gemaak vir die jaar wat voor lê. Al sou wat gebeur, dit is wat daar aanhang. Al sou wat gebeur in hierdie lewe, die besluit wat ek hier neem, moet my deurdra, moet by my bly, al sou dit my kop kos. Is jy ernstig? Is dit wat jy besluit het? Al sou dit jou lewe kos, om dit deur te voer? Dis die enigste besluit wat iets beteken, as dit jou lewe in gevaar sal stel en hou. Goed, Frank Powell sê, Christene moet altyd in 'n gesonde ongemak verkeer. 'n Gesonde ongemak. Ek sê altyd, jy moet nooit tevrede wees met jouself nie. Jy moet nooit tevrede wees met jouself nie. Hy sê dit beteken ek glo daar is meer in jou as wat jy nou sien en beleef. Daar is meer in God se woord as wat jy nou weet. Daar is soveel nuwe ervarings wat jy nog kan beleef. Daar is soveel meer wat jy by ander moet leer of kan leer. Jy gaan veral leer by mense wat anders is as jy, as jou hart oop is. So, ons moet altyd in 'n gesonde ongemak verkeer. Met ander woorde, my gewete moet sensitief wees. Ek het 'n besluit geneem vir hierdie jaar, gaan my gewete my herinner daaraan, of gaan ek dit maar net weer agteruit skuiwe en sê, ag, ons gaan maar môre sien. Iemand sê, lost opportunity means the sacrifice of destiny. Jou eindbestemming offer jy op vir geleenthede wat jy mis. Lost opportunity means the sacrifice of destiny. Is dit nie fantasties nie om daaraan te dink? Is 'n ding wat 'n mens diep moet bedink. Dan ons besluit en doelwitte vir 2026. Ons is nou nie individu nie, en ons is 'n gemeente. Jou besluite bepaal jou doelwitte en jou bestemming. Soos in die gemeente ook, as ons 'n besluit neem. Die doel in die lewe is die krag van jou innerlike motivering. Doel in die lewe is die krag van innerlike motivering. Is die krag. Doel is die moeder van toewyding. Hoekom het jy hierdie ding geskryf? Ek het dit geskryf met 'n doel voor oë. Ek glo jy het, maar gaan nie bly met daardie doel wat jy daar geskryf het. Gaan ons daarby bly. Doel is die moeder van toewyding. Doel gee geboorte aan hoop. As daar nie 'n doel is nie, is hoop nutteloos, sinneloos. Dan gaan die vlammetjie van hoop dood. Doel of hoop voorsien 'n passie om te handel.
So doel en hoop werk saam, alle ander dan ook. Lewe sonder 'n doel is baie aktiwiteit, maar geen vordering of geen verandering nie. Baie mense is so besig, dat daar geen tyd is vir vordering of verandering in hulle lewe nie. So wat gaan jy op sy skuif vir dit wat jy besluit het? Is daar goed wat jy gaan prys gee? As dit nie so is nie, beteken hierdie besluit niks. Hoe vorder jy in jou geestelike lewe? Jy kan vanmôre sê, het ek laas jaar werklik gevorder? Kan jy 'n opstel skryf oor jou vordering in 2025 in jou geestelike lewe? Ek wens ons kon so huiswerk doen. Spreuke 4 sê, terwyl die pad van die regverdig is soos die lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe. Is die weg van die goddelose soos duisternis, hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Die pad van die regverdige word al helderder word tot die volle dag wanneer Jesus kom. En as dit nie met jou so is nie, dat daar meer en meer lig in jou lewe kom nie, dan het jy vasgesteek in die duisternis van die verlede. Hoe lyk 'n Christen se gemaksone, daar waar ons vassteek? Die situasies waarin jy fokus op jou genietinge, is 'n gemaksone. Alles gaan om my genietinge. Dit kan selfs 'n besluit of 'n voorneem of 'n keuse wees. Hierdie besluit kan jou gemaksone word, as dit alles waaroor dit gaan. Dit kan verder ook die media wees in jou huis of in jou kar. Die media kan 'n gemaksone wees. Jy kry mense wat as hulle 'n kar inklim, dan sit hulle die musiek aan. Of as hulle in die huis gekom, dan sit hulle die TV aan en daai dan van die af. Of as hy sy foon gryp, dan sit hy en kyk tot die ure later en langer word. Dit kan jou godsdienst wees. Godsdienst kan 'n dodelike tevredenheid wees. Ek sit agteroor en ek sê, ek is gered. Ek ken Jesus. En ek is op pad hemel toe. Weet jy wat? As jy so redeneer, is nie op pad hemel toe nie. Iemand het een keer gesê, as 'n persoon sê, ek is op pad hemel toe, en hy of sy is tevrede om alleen op pad hemel toe te wees, is hy nie op pad hemel toe nie. Jy is hier om mense saam met jou te neem. Jy is hier om mense saam met jou te neem. Jou gemaksone kan jou gedagtes wees. Dink gedurig aan ander mense. Dink gedurig aan allerlei dingetjies, tydelike dingetjies. Terwyl Paulus sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Ons gedagtes is baie maklik 'n gemaksone waarom ons terugval. Dis my oortuigings, dis my siening, dis hoe ek oor 'n saak dink, en as ek aan 'n saak dink, dan dink ek en ek dink aan mekaar oor 'n saak. Jou gemaksone kan luiheid wees, gemak. As daar mense wat aan die tronk die Here dien, as hy vanmôre gevang word hier en ons gaan tronk toe, gaan nie die Here daar dien? Dis lyk mense wat die Here nie wil dien nie. Dit kan jou depressiwiteit wees, jou gemoedstoestand kan jou gemaksone wees, wat jou totaal beheer. Ek het baie met depressiewe mense te doen gehad in die verlede, was in die kliniek en die gestigte gewees. Dan kom jy daar, dan was daar hoeveel predikante en pastore en geestelike werkers en beraders by daai persoon wat daar sit wat depressief is. En dan begin jy met daai persoon praat. En die oomblik as jy begin sê, daar is 'n oplossing vir jou depressiwiteit, dan slaap hulle toe. Sy vergeet het. Ek wil hier wees, dis my gemaksone. Almal dra my op die hande, almal vertroetel my, almal is lekker met my, en hulle is so jammerlik met my. Dis 'n gemaksone. Depressiwiteit is 'n gemaksone, niks anders nie. Dit kan 'n toestand van selftevredenheid wees. Dit
kan jou program wees vir jaar vorentoe. Maar so wys maar. So jy is maar gemaklik, maar nie gelukkig daarin. Dis 'n gemaksone. Dit is baie lekker, is gemaklik, maar jy is nooit gelukkig daarin nie. Want jy sit vas. Dis soos hierdie reistoel wat jy op sit. Wat noem hulle dit? In 'n chair. Dan sit jy daar, beweeg lekker heen en weer. Daarom raak jy in slaap, maar jy gaan nie vorentoe nie. Jy bly net daar. Gemaksone is 'n gevaarlike ding vir 'n kind van God. En moenie dat jou besluite 'n gemaksone vir jou word in jaar wat voor. En dis lekker vir jou, is nie goed vir jou nie. Ons moet daar uit. Jesus is op pad. Jesus is nou hier. En is jy gereed om hom te face. So jou gemaksone is die moordenaar van jou bestemming. Kan jy lees daar? Jou gemaksone is 'n moordenaar van jou bestemming. Want jy gaan net daar bly, jou bestemming gaan nie bereik word nie, en dit gaan by jou verbygaan, en iemand anders moet gekry word om jou bestemming en jou doel op die aarde te vervul. Hierdie dinge moet meer gepreek word, dan sal mense verander. Baie meer. Goed. Hoe lyk 'n kerk wat in 'n gemaksone is? Hy lyk so. Daar sien jy. Dis 'n gemaksone. Elke Sondag propvol, geen lewe nie, geen beweging nie, net emosie. Net emosie. Kyk wat sê die Bybel van so 'n kerk. Daar was 2 sulkes. Openbaring 3 vers 1 en 2 sê Jesus, skryf aan die engel van die gemeente in Sardis. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, en ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees dan wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Die enigste ding wat wys dat jy nie 'n gemaksone is nie, is jou werke. Dis jou werke, die betrokkenheid by God se koninkryk. Openbaring 3 vers 15 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en koud of warm, sal ek jy in die mond uitspuug, sê Jesus, vir 'n baie groot, ryk kerk. Almal daar binne is tevrede, almal geniet dit, almal klop om die leraar wat so wonderlik preek, of so wonderlik is. Hy gemeente is in 'n gemaksone, en het gaan hier om die mens. Het gaan om die mens. Die gemeente in Openbaring 3, die Laodicese gemeente, Laodicense gemeente, staan in 2 Griekse woorde, Laos en Dike, weet het lankal. Mensenregte. Dat die mense die kerk oorgevat. Jesus staan buite sy verder in die teks. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand daar binne in die gemaksone my stem hoor, sal ek inkom en ek sal met hom begin saamlewe. As iemand, sê Jesus, net iemand my stem hoor, kom ek in. So die kerk het honderde mense gehad, maar die meester staan buite en hy klop en hy klop en hy sê vir hulle, hoorie, is daar iemand wat my stem hoor? Nee, ek kan nie inkom nie, want iemand moet vir my kom oopmaak van binne af. En Jesus bly buite. Hy sê, hy uitspoeg uit my mond uit. As hierdie kerk wat hierdie groot verdrukking gaan wat op pad is, die gemeente van die Laodicense. Hoe lyk 'n kerk in 'n gemaksone? Baie mooi. Natuurlijk, baie mooi. So as jy bereid om jou besluit vir 2026 dalk op te gradeer nadat ons vanmôre hier klaar gaan wees. My besluit gaan nie op die bord verskyn. Gaan jy moontlik opgradeer? Of gaan jy tevrede wees met dit wat jy besluit het? As jy is, en kom met jou hart uit, bly daarby, werk daaraan. Bereik die doel wat jy daarmee bepaal het, of besluit het. Anders gaan dit niks beteken nie. So, as dit nie gaan om eerstens die dood van jou vlees en die ou lewe nie, is in 'n gemaksone.
beteken jy besluit niks nie. Jy moet in die skaduwee van die dood staan en 'n besluit neem, voordat dit 'n werklike besluit kan wees. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar hy leef nog in my. Paulus het in die skaduwee van die dood gestaan en sy besluit geneem, ek volg Jesus. En hy is gekruisig. Die dood van jou vlees en jou ou lewe is noodsaaklik as jy wil vorentoe gaan. 'n lewenseisende navolging van Jesus. As dit nie gaan om 'n lewenseisende navolging van Jesus nie, beteken jou besluit nie veel nie. Want al jou besluite moet met hom te doen nie. Jou verhouding met hom. Nie ander goed nie. Nie die kerk of gemeente nie. As dit nie alles van jou eis vir 2026 nie, was jou besluit ook nie wel deurdag nie. Daarom gaan ons 'n bietjie na dit kyk. Wat was jou besluit lang gelede toe jy hom in die verlede gekies het? Jare terug het jy dalk 'n oorgawe gemaak en sê, ek neem Jesus aan as my verlosser en saligmaker. Wat het daarna gebeur tot vandag toe in jou lewe? Wat het gebeur? Het jy iewers gesterf? Is jy iewers gekruisig? Is jou ou natuur gedood? Is die vlees gedood in jou liggaam, in jou siel, in jou lewe? As dit nog nie gebeur het nie, as jy nog daar, by daai dag toe jou oorgawe gemaak het, staan die watertrap. In die weermag sien ons, die soldate kom, op die stadion, maar stop hulle, dan sê hulle markeer die pas, dan staan hy daar, hang op en af, en beweeg nie een tree vorentoe. Daar is baie kinders van God wat markeer die pas in die kerk, in hulle geestelike lewe. Hulle beweeg nie as 'n kont of 'n tree vorentoe nie. Pas op dat dit nie jy is nie, en dat dit nie ek is nie. Het jy ook die Here Jesus gekies om nie hel toe te gaan nie? Jy was bang vir die hel, of iemand het jou bang gemaak? Of jy het gedink aan die wonderlike keuse tussen die hemel en die hel? Dan is jy nog daar waar jy besluit het. 'n keuse vir Jesus beteken nie 'n keuse tussen die hemel en die hel nie. Dit beteken keuse tussen hy en ek. Goed. Dit kan 'n voorneem of 'n besluit vir ons gemeente wees in 2026, sal ons daarna kyk. Sal ons werklik kyk daarna. Kom ons kyk hoe 'n besluit van 'n kind van God lyk. Ek gaan nou vir iets wys. En meet asseblief jou keuse aan dit wat ons nou hier gaan sien. Meet jou keuse daar asseblief. They were the last words of a man, a Christian convert in northeast India, in a village called Garo Hills. His wife and children were killed in front of him because he refused to deny Christ. As he stood, facing death, he sang, "I have decided to follow Jesus. No turning back." That moment became a global hymn. But it began with blood, not music. By the mid-1800s, the Garo people were headhunters, deeply tribal, fiercely independent. Then came missionaries like William Cowan and others, preaching the love of Christ among the Garos. A tribalman named Nokseng heard the gospel and found life that transcended death. But his faith threatened the power hierarchy. The village chief commanded Nokseng, "Renounce Christ, or your family dies." Nokseng responded with unwavering resolve, "I have decided to follow Jesus." His 2 infant sons were struck down first. With tears or courage, Nokseng said, "Though no one joins me, still I will follow." Next, his wife was pierced by arrows. Still he stood, "The cross before me, the world behind me. No turning back." Then came his final stand. He too was silenced by arrows, yet his voice carried the unwavering words. In that climactic moment, spiritual power collided with earthly violence, and faith conquered fear. Something miraculous happened. The very chief who killed them knelt and confessed faith in the God who raised the dead. His village followed, transformed by the ultimate witness. This wasn't merely martyrdom, it was revival. The words echoing from Nokseng's lips became a folk melody in Garo churches.
Later given melody by Sadhu Sundar Singh. William J. Reynolds arranged it in the 1959 Assembly Songbook. Billy Graham took it worldwide. Millions have sung it as a decision hymn, often unaware of the martyr's blood that dyed its origin. You've heard it. That line. I have decided to follow Jesus. But today, it's become a vibe. A mood. A trending hook with a beat behind it. People dance to it. Groove to it. But the man who first sang it wasn't trying to go viral. He wasn't trying to break the internet. He was standing in blood. His children were gone. His wife was bleeding. Arrows aimed at his chest. And still, he sang. The cross before me, the world behind me. No turning back. He didn't sing it to get applause. He sang it as a final confession. Not to spark a dance trend, but to declare, I would rather die than deny Christ. So when we remix this song for clout, when we treat a martyr's last breath like a chorus for the culture, we cheapen the cross, and we forget the cost. If you sing it now, sing it with your life, not as a vibe, but as a vow. Ek hoop hierdie ding het jy geraak. Dis wat 'n Christen se besluit moet wees. Sal liewer sterf as om Jesus te verloor. Het jy besluit daaroor? Wil jy besluit daaroor? Sit so 'n oombliekie stil, maak jy oor toe en dink daaraan. Praat met Jesus daaroor. Dink net so 'n bietjie daaraan. Is jy bereid om te sterf vir Jesus? Kom. Omdat jou lewe nie aan jouself behoort nie, behoort aan hom. Al wat jy doen as jy sterf vir Jesus is om hom te verheerlik. Dis al. Ek gaan die vraag vra, as jy besluit om in 2026 Jesus te volg, soos hierdie ou of ander, sal jy net nou opstaan in jou sitplek nie. Kom ons kyk, staan. Is jy ernstig? Is jy werklik ernstig? Ons as gemeente wil jy besluit saamneem. My besluit sal hoe gespeel word saam met jullie. En as jy die lied begin speel, sing saam wat jy daar lees asseblief. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. None go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back. No turning back.
before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, oh, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees met u. Amen.